Welkom van my kant af. Dit is 'n lekker dag om te preek. Ek sê voor die tyd vir Gerry, dis mos 'n goeie dag. Dis wat 'n voorreg wat ons het om so 'n dag te kan herdenk. Ons gaan dadelik wegval. Ek het 'n paar goed waardeur ons moet hardloop. As ons kyk na die storie van Jesus se opstanding, kom dit in 4 verskillende boeke voor. Dit kom voor in Matteus, Markus, Lukas en Johannes. Al 4 die evangelieboeke. So ek het letterlik net een gekies en dan gaan dit net vir ons lees. En dan gaan ons aangaan. Markus 28 vers 1 tot 10, dit sê, vroeg Sondagmôre, terwyl dit begin lig word het Maria Magdalena en die ander Maria na die graf gaan kyk. Skielik was daar 'n geweldige aardbewing, omdat daar 'n engel van die hemel afgekom het, die klip voor die graf weggerol het en daarop gaan sit het. Sy gesig het geblink soos weerlig en sy klere was sneeuwwit. Die wagte het van angs begin bewe oor die engel en toe soos dooies bewusteloos neergeslaan. Daarop het die engel die vroue aangespreek met die woorde, julle hoef nie bang te wees nie. Ek weet julle soek Jesus wat gekruisig is. Hy is nie hier nie, want hy is opgewek uit die dood, presies soos hy gesê het. Kom kyk, hier het sy liggaam gelê. En gaan sê nou dadelik vir sy disippels, Jesus is uit die dood opgewek en hy gaan julle so lank vooruit Galilea toe. Julle sal hom daar sien, julle kan reken op dit wat ek vir julle sê. Hulle het toe haastig van die graf af weggegaan, oorstelp van skok, maar nog meer van 'n ontsaglike blydskap. Het hulle gehardloop om die boodskap aan sy disippels te gaan gee. En toe, met eens, daar staan Jesus voor die vroue en hy sê, goeiedag almal. Hulle hardloop na hom toe, gryp sy voete vas en aanbid hom. Daarop sê Jesus vir hulle, julle hoef nie bang te wees nie. Gaan sê vir my broers, hulle moet Galilea toe gaan en hulle sal my daar sien. So, hoe cool sou dit nie gewees het om daar te gewees het? Vir hierdie einste geleentheid nie. En wanneer mens al 4 die verskillende accounts gaan lees in Johannes 20, Matteus 28, Markus 16 en Lukas 24, dan gaan julle 'n paar verskille opmerk tussen die verskillende boeke en die verskillende stories. Kyk, ons weet daar was nou vrouens betrokke, so daar kom altyd 'n stertjie by of 'n stertjie weg of dis net 'n grappie teenoor my vrou, dis nie oor julle gemik nie, maar okay. In elk geval, maar deur al 4 hierdie accounts was daar 'n paar goed wat baie duidelik is en wat ooreengestem het met mekaar. Nommer 1, Jesus het gesterf. Nommer 2, Jesus se liggaam is na 'n graf toe geneem en daar neergelê. Nommer 3, hulle het die graf leeg gevind. Nommer 4, hulle het gesien dat Jesus het opgestaan uit die dood. En nommer 5, hy het daarna verskyn aan 'n paar mense. En julle kan al 4 daai stories gaan lees in die Connect Groups. Ek beveel julle eintlik aan om dit te doen. Dis baie interessant as jy al 4 die verskillende stories gaan deurlees. Want weet jy, baie keer dan wonder mense, maar het die opstanding regtig gebeur? Almal is fine met die Bybel, almal is fine met die kruisiging, ons verstaan dit, almal is fine met Jesus se dood en dat hy in 'n graf is. Maar dan wanneer dit kom by die opstanding, dan is dit asof mense so 'n bietjie van 'n yes, het dit regtig gebeur? Kyk gou na hierdie prentjie. Dis daar sê. Julle het dit seker al gesien. So hieronder is 'n klomp graafs, nê, aan die onderkant. Vergeet nou eers die reënboog daarbo. Hier aan die onderkant, al hierdie verskillende graafs. Dit is al die boeke van die Bybel. Elke hoofstuk, elke vers. En die lengtes ondertoe wys hoe lank daai spesifieke gedeelte in die Bybel is. Dan kyk gou boontoe. Dit is elke keer wat daar 'n verbinding of 'n reference is na dieselfde ding toe of na mekaar toe uit die verskillende boeke. Okay, so elke keer wat daar 'n reference gemaak word in 2 gedeeltes van die Bybel wat dieselfde is of dieselfde ding sê, is dit 'n lyn. So dan obviously, hoe donkerder die lyne is, hoe meer kere word daar verbinding getref tussen daai 2. Nou dit is nie net 'n mooi prentjie nie, maar dit is vir my kind of 'n bewys, want weet jy hoeveel references is daar? 63,000. 63,000 kruisverwysings in 'n boek wat oor eeue geskryf is. As een man hierdie geskryf het, dan sou ons gesê het, "Sjoe,
Hy is een of ander genie, en dit kan dalk sin maak, as een ou dit geskryf het. Want hy kan dit heeltyd dieselfde goed sê. Maar dis nie een man nie. Die Bybel is geskryf deur 40 verskillende skrywers, 66 verskillende boeke, oor meer as 1600 jaar. Op 3 kontinente, Afrika, Asië en Europa, in 3 verskillende tale, Hebreëus, Aramees en Grieks. En weet julle, tog vertel hierdie boek een storie, een boodskap en een waarheid. En dis nie al nie, daar's meer ooggetuie rekords van Jesus as wat daar is van meeste antieke konings of regerders wat geleef het. Die rekords van Jesus is geskryf ongeveer tussen 40 tot 60 jaar nadat hy geleef het. Maar kyk gou hoe werk die wêreld. Niemand het al ooit gestryd dat Alexander the Great het geleef nie. Sy rekords is eers geskryf 400 jaar nadat hy dood is. Jesus sin is geskryf binne 40 tot 60 jaar nadat hy dood is. Wat beteken van daai ooggetuies het nog gelewe? Niemand stry oor Tiberius, hy was 'n groot Romeinse keiser nie. Maar hy het 'n handjievol historiese rekords. Maar Jesus was nie eers 'n wêreldse koning nie. Hy was nie eers ryk nie. Hy het nie eers politieke mag of guns gehad nie. Hy was nie eers 'n regerder of 'n politieke leier nie. En tog is daar meer geskryf oor hom as oor enige ander leier van daardie tyd. As ons kyk na Paulus. Paulus was 'n man wat Christene vervolg het. Hy wou hulle laat doodmaak het. En tog word hy een van die grootste skrywers van die Nuwe Testament. Nou wil jy vir my sê, 'n man sal sy lewe omkeer, vervolg word as gevolg van dit, ly daaronder, alles verloor vir iets wat 'n leuen is. Kom aan. Wie gaan dit doen? 63 verbindings. En mense wil vir my sê, dit is per toeval. Dis nie net 'n boek nie. Dis een storie. En dit is 100% God wat dit geskryf het. Maar hier is die ding. Ek dink nie die probleem was al ooit dat daar 'n tekort aan bewyse is nie. Want mense debatteer hierdie goeters. En ek dink nie die probleem lê in die bewyse nie. Ek dink die probleem lê dat wanneer jy die waarheid weet, gaan dit iets van jou vereis. Want die bewyse, hierdie bewyse is nie net informasie nie. Dit is iets wat 'n transformasie gaan vereis in ons lewens. Wanneer ons dit erken as die waarheid. So die probleem is nie eintlik dat mense dit nie kan glo nie, ons wil nie oorgee nie. Jordan Peterson, ek weet nie of julle sal hom definitief al gesien het. Hy's 'n clinical psychologist, hy's 'n filosoof, hy's 'n professor, hy's 'n globale spreker. Hy het al miljoene mense beïnvloed en seker al miljoene boeke ook geskryf. En hy's op 'n podcast met 'n Christen ouetjie wat hom interview. En heel op die einde vra die ouetjie vir hom, nou Jordan Peterson is glad nie 'n uitgesproke Christen nie. En Jordan Peterson die ouetjie vra vir hom op die einde van die podcast, luister, is daar iets waarvoor ek vir jou kan bid? Is there something I can pray for you? En Jordan Peterson antwoord hierdie woorde, hy sê, that I would have the courage to act on what I know to be true. Want die oomblik wat jy die waarheid weet, sorry to say, maar jy kan nie meer dieselfde bly nie. Want daar's goed wat dood is in ons lewens, en ons los dit daar, en ons doen niks daaraan nie, en soms leef ons, asof Jesus nooit uit daai graf uit opgestaan het nie. Ek kon 'n paar gesigte sien hier vanoggend. En ons gaan deur die lewe, asof Jesus nog steeds in daai graf lê. En ek dink iets wat ons nie besef nie, is daai dag toe Jesus uit die graf uitstap. Die Bybel sê hy het sy linne agtergelos, sy klere was agtergelos in die graf, maar ek dink hy het 'n paar ander goed in daai graf ook agtergelos. En ek wil bietjie vanoggend met julle 'n paar van dit deel. Want ek dink ons lees die storie en ons dink, ja, sy klere het agtergebly, maar ons besef wat hy eintlik voorgesterf het. Julle weet hy het vrees en angs gelos in die graf. Vrees was veronderstel om daai dag in die graf
te bly. 2 Timothy 1 verse 7, hy sê, for God has not given us a spirit of fear and timidity, but of power, love, and self-discipline. Matthew 6 verse 26 to 27, look at the birds. They don't plant or harvest or store up for themselves. For your heavenly Father feeds them. And aren't you far more valuable to Him than they are? Can all your worries add a single moment to your life? Jo, kyk, as ek daai ene vir my vrou gooi, dan is dit moeilikheid. Maar jy weet, ons oordink elke klein besluit. En ons maak onsself so moeg, want ons probeer om net alles by mekaar te hou. Ek moet net alles beheer. Elke dag is ons bang om uit ons comfortzone uit te stap. Ons het hierdie weird behoefte om beheer te hê oor alles in ons lewens. Ons is bang om 'n oproep te maak wat ons weet ons moet maak. Ons is bang om ons vertroue vir ons kinders 100% in God se hande te sit. En ons is altyd bang om 'n stap van geloof te neem. In die week wat verby is, moes my seentjie sy mangels en sy adenoids laat uithaal het. En die hele week is Janay gestres, nee, maar soos in op en af in die huis. En die een aand is sy daar en sy sê, maar ja, moet hy dit doen? En ek sê, hey, ons het daai kind toegewy aan die Here. Hoor gou, sien ons kind nie. Dis God se kind. Hy het klaar die pad uitgelê. Chill. Nee, dit wat net daai punt bereik. Maar soms moet ons dit doen. En weet julle, soms moet ek dit vir myself ook sê. Hey, jy gaan nou hier aan oor iets wat God lankal uitgesorteer het. Chill. Raak rustig. Hy het hom. Hy weet mos wie hy is. Sy pad is mos uitgelê. Vertrou God. Want die ding is, ons besef nie dat hierdie lewe en al sy dinge rus nie in ons hande nie. God het dit reeds op hom gevat. En ek love it dat hy sê om te worry gaan nie jou lewe beter maak nie, want die hoeveelheid keer wat ek dit al vir my ma en vir my vrou en vir almal moes gesê het, luister, jy stres. Hoe gaan dit die situasie help? Niks. Wat help? Stres of gebed? Maak jou eie som. Jesus het opgestaan en hy het uit daai graf uitgestap, maar ek en jy kruip nog weg vir die lewe. Toe Jesus daardie dag uitstap, toe los hy jou ou identiteit, jou skaamte en jou verlede daar. Elke aand as ons gaan lê, dan speel ons alles wat aangaan in ons kop. Ons hardloop weer deur ons verlede, ons hardloop weer deur die foute wat ons gemaak het, ons hardloop nog steeds rond, en ons dink God is teleurgesteld in ons. Maar iets wat ons moet besef is, hy het lankal my ou lewe, my ou identiteit, my skaamte, hy het dit daar gelos. Dis mos wat dit beteken as ons onsself laat doop. Ek sterf saam met hom, en ek staan op in 'n nuwe lewe. Maar die nuwe lewe. 2 Corinthians 5 verse 17 sê, this means that anyone who belongs to Christ has become a new person. The old life is gone, a new life has begun. En ons kyk vir onsself in die spieël en ons dink, hierdie arme gebreekte kruit, ek is maar net hier en fooi tog, arme ek, en kyk my lewe en kyk al my goed. En ons gaan deur emotions en ons leef asof daar nog nooit iets verander het nie. Asof ons nooit daai nuwe lewe betree het nie. Ons ou identiteit was veronderstel om in daai graf te bly. Want dit is waarvoor Jesus gesterf het. Elke dag definieer ons onsself nog oor opinies van mense en wat daai een van my dink en wat daai een van my sê, en ons jaag die approval van mense. En ons is nog steeds vasgevang oor spyt en alles wat ek verkeerd gedink het, en ons dink ons loop vorentoe. Maar hoe loop jy vorentoe as jy heeltyd terugkyk? En dan 'n groot een wat Jesus in die graf gelos het daai dag, en ons almal ken hom, sonde. Romans 6 verse 11, hoor gou wat sê hy, when he died once to break the power of sin. But now that he lives for the glory of God.
So you also should consider yourselves to be dead to the power of sin and alive to God through Christ Jesus. Maar hoeveel keer leef ons nog in daai sondige natuur? Dieselfde sonde, dieselfde verslawings, dieselfde goed waarvan niemand weet nie. En weet julle, nee, ek wonder of ons baie keer besef dat ons is in hierdie fight met sonde. Ons besef nie, hy het dit klaar oorwin. Ons moet fight en ons is in hierdie battle. Dit is afgehandel. Dis verby. Hy het dit oorwin. Kies net om te leef saam met hom. Want hy leef. Die onvergifnis wat ek en jy in ons harte dra, het Jesus daai dag in die graf gelos. Bitterheid was veronderstel om in die graf te bly. Ephesians 4 verse 30-32. And do not bring sorrow to God's Holy Spirit by the way you live. Remember, He has identified you as His own. He has put His seal on you, guaranteeing that you will be saved on the day of redemption. Get rid of all bitterness, rage, anger, harsh words, and slander, as well as all types of evil behavior. Instead, be kind to each other, tender-hearted, forgiving one another, just as God through Christ has forgiven you. En ons hou nog steeds vas aan dit wat daai persoon gedoen het, dit wat daai persoon gesê het, en ek sal nooit weer om 'n tafel sit saam met daai ene nie. Come on mense, die woede wat ons saam met ons dra. En dan's daar 'n lekker ene. Weet julle wat het Jesus daai dag ook in die graf gelos? 'n dooie geloof. Hoekom? Want ons het nou 'n verhouding met hom. So dis kind of lewendig, as jy dit nie geweet het nie. Veronderstel om lewendig te wees. Romans 8 verse 11. Ek gaan hierdie skrif so 12 keer lees. The Spirit of God, who raised Jesus from the dead, lives in you. The Spirit of God, who raised Jesus from the dead, lives in you. And just as God raised Christ Jesus from the dead, He will give life to your mortal bodies by this same Spirit living in you. Dieselfde Gees wat op hierdie dag 'n paar duisend jaar terug gebruik was om vir Jesus uit die dood te laat opstaan, leef in ons. Maar het julle gesien hoe kom ons by daai deur in? Ek's moeg en gaan ek dit maak en die naweek is weer amper verby, dan moet ons weer begin werk en hallo? As daai selfde Gees in ons leef, waar is ons honger vir God? Ons wil nie volunteer nie en ons wil nie by Connect Groep inskakel nie en ek wil nie kerk toe gaan nie en die lus vir daai in sy gesig nie en ag daai een preek nou alweer en wie het nou lus vir dit en net nou is die musiek te hard en ek moet weer check in en dan het ek ook nie lus vir dit nie of die ligte skyn in my oë. Okay, kom ons gaan aan. En ons het nie lus om mense na Jesus toe te lei nie, want dit voel soos werk en as daai selfde Gees in ons leef, waar is ons geloof? Waar is die groter prentjie? Waar is die ek wat instap en sê, weet jy wat kan ek vandag hier doen om sy koninkryk te vergroot? Here, wat kan ek vandag vir u doen om daai mislike ou by my werk na u toe te lei vandag? Wat kan ek doen? Waar is dit? Ja, ons mou net. En ons is altyd vinnig om krities te raak, maar baie stadig om betrokke te raak. Wanneer kan ons op 'n punt kom wat ons sê, weet jy wat, my God leef, en daarom wil ek soveel as moontlik vir hom doen as wat ek moontlik kan. So waar is daai Gees? Jesus het dooie geloof daai dag in die graf gelos.
En wat ons stagneer in ons geloof, en ergens het ons net okay geraak daarmee. Maar wat ons nie besef nie, is dit moes in die graf gebly het, want hy het gesterf daarvoor. Sorry julle. Ek weet is dalk 'n bietjie rof, maar ek is ook eintlik nie sorry nie. Want partykeer moet ons die goed hoor. Want mense kyk na ons en hulle dink, "Jessie, wat 'n dooie ding aanbid jy?" Ons dien 'n lewendige God. I mean, en ons soveel meer goed wat Jesus voorgesterf het daardie dag en wat hy in die graf gelos het. Jy weet, daai mislike ou gesindheid partykeer, daar wat jy loop met geen vreugde en geen vrede en jaloesie en afguns en al hierdie dinge wat hy reeds op hom gevat het. God het lankal aanbeweeg. Maar weet julle wat? Ek en jy staan nog by die graf. Hy het gesterf vir al hierdie goed, maar vir een of ander rede gaan krap ons dit heeltyd uit. Die vrees, die skaamte, die sonde, die verlede. En wat ons nie besef nie, is dat Jesus het nie net gesterf vir al daai goed nie. Andrew het nou gesê, hy het die mag wat dit ooit weer oor jou lewe kan hê, gebreek. Maar ons gaan terug, ons tel die graf op, en ons begin dit weer oop te kap, en ons grawe al die ou dinge op. En ons almal dink, ons verstaan hierdie dag, die opstanding, en wat gebeur het. Maar ons stap by daai deure uit, en môre lyk ons asof ons die ewige dood ontvang het vandag. Dis waar. Kyk bietjie môre, maak 'n reminder op jou foon om elke 20 minute in die spieël te gaan kyk. Kyk hoe lyk jou gesig. So ek is jammer, nee, maar ergens in ons lewens gaan ons moet besef, ons het iets om oor opgewonde te raak wat groter is as enigiets anders in ons lewens. Groter as enige challenge wat ons face, groter as enigiets anders wat in ons lewe gebeur. Ons het nog steeds iets om oor opgewonde te raak. En weet julle wat, die klip, kom ons praat gou oor die klip. Die klip is daai dag nie weggerol sodat Jesus kon uitstap nie. Kom aan, hy's God. Het hy 'n klip, sou 'n klip omkeer? Ek is seker hy het nie daar voor die klip gestaan en gesê, okay, rol gou die klip weg, ek wil graag uitkom. He has risen. Nee, hy het opgestaan. Die klip het hom nie gekeer nie. So hoekom was die klip weggerol? Sodat die mense kon sien, die graf is leeg. So my vraag is, hoekom leef ons nog in daardie graf? Hoekom sit ons nog daar saam met Jesus se linne en alles wat hy daar agter gelos het in die graf? Het ons al in daardie graf ingestap en gesien hy's nie meer daar nie? Want ons sien die graf is leeg, maar ons lewe is nog vol van dooie goed. En ons sê ons volg Jesus, maar baie van ons het hom net gevolg tot in die graf. En vergeet om daar uit te volg. Toe daardie vrouens sien die graf is leeg, wat het hulle gedoen? Hulle was oorstelp van die skok. En hulle het gejuig en hulle was opgewonde. Wanneer laas kon iemand aan my en jou emosies en karakter sien dat die graf is leeg en daar's niks meer dood nie? Wanneer laas kon ek en jy sê, weet jy wat, kom kyk maar hier binne. Ek leef, want my koning leef. Beteken dit die lewe is maklik? Nee. Maar hy het dit ook oorwin. En daai selfde gees, wat alles oorwin het, leef hier. Ek wil hê ons moet regtig op die punt kom, wat ons kan sê, ek leef, want my koning leef. Wie stem saam ons dien 'n amazing God? As jy glo ons dien 'n amazing God, en jy is vanoggend opreg dankbaar vir wat God gedoen het op hierdie dag, 'n paar duisend jaar terug. Staan gou op jou voete. Ons gaan afsluit met 'n lied vanoggend, en ek gaan nou kyk of ons opgewonde is. Hierdie lied sê, This is my story, I testify. Weet julle wat, is tyd dat ons moet begin testify.
Die oomblik toe daai vrouens sien die graf is leeg, toe begin hulle te hardloop en ek kan net dink hoe mal hulle aangegaan het. Want hulle het iets gehad om te vertel. Daar was 'n tyd wat elkeen van ons dood was. En ons het ons lewe vir God gegee en hy het vir ons 'n nuwe lewe kom gee. My vraag is, het ons al getestify oor dit? Wanneer laas het ons vir ons vrou gesê, weet jy wat, vandag gaan taaf wees, maar ons gaan kies om saam met hom te leef vandag. Want gelukkig leef hy, die een wat dit klaar oorwin het, die een wat klaar vandag oorwin het. Dan gaan die song aan, hy gaan sê, the blessings on blessings you poured on my life. Net voor die diens, kom vra oom Pieter vir my, kan jy jou blessings tel? Probeer. Huiswerk vir môre. Dan sê dit, when I start remembering how good you've been, fear turns to worship, and tears turn to praise. En hierdie week wil ek jou uitdaag, wanneer daar vrees is, wanneer daar skaamte is, wanneer daar sonde is, wat dit ook al mag wees, maak die intentionele keuse om dit te verdraai na aanbidding toe. Maak die keuse om te sê, my God het dit oorwin. So in hierdie oomblik wat ek huil, in hierdie oomblik wat ek hartseer is, in hierdie oomblik wat ek hierdie dinge beleef, gaan ek hom loof en prys. Want hy is nog steeds goed. Chains of depression broken by grace. When I start remembering how good you've been. Luister, ons het 'n rede om op te staan, elke dag. Ons het 'n rede om te juig, ons het 'n rede om bietjie opgewonde te raak. En ons het 'n rede om te getuig. Want ons dien wat? 'n lewendige, liefdevolle Vader. Amen. As jy dit saam met my glo. As jy dit saam met my glo, kom ons sluit af met die laaste lied volgende.